iets. Dis wonderlik om jou te sien. Ons doen 'n klomp eksperimente in hierdie volgende paar weke. So jy moet elke Sondag inskakel en kyk. Is jy gereed? Is jy reg om te begin met hierdie eksperiment? Hier is wat jy gaan nodig hê. 'n leebottel met sy deksel, 'n maatkoppie, stroop, blou skottelgoedseep, water met groen voedselkleurselel in, olie en chirurgiese alkohol met rooi voedselkleursel in. Voor hierdie eksperiment meet hoeveel milliliter vloeistof die leebottel kan hou en verdeel dit in 5. Dit is hoeveel milliliter elkeen van die vloeistowwe jy gaan nodig hê om by te voeg by hierdie eksperiment. Ek het dit sommer vooraf gemeet en weet nou presies hoeveel van elkeen ek moet ingooi. Jy gaan dalk byvoorbeeld 'n halwe koppie van elkeen van die vloeistowwe gebruik of dalk 50 milliliter. As jy sukkel, vra 'n groot mens om jou te help. Begin deur die stroop in die bottel te gooi. Julle sal sien dat ek sommer klaar die stroop in myne gegooi het. Daarna gaan ons die skottelgoedseep bygooi. As jy gooi, maak seker jy gooi stadig en teen die rand van die bottel. Nou gaan ons die groen water bygooi. Nou is dit die olie se beurt. Laaste is dit die chirurgiese alkohol wat ons rooi gekleur het. Sit die prop op die bottel en seël dit. En kyk daar! Daar het ons 'n reënboog in 'n bottel. Kan jy dit glo? Vandag se eksperiment het ons 'n reënboog in 'n bottel gemaak. Ons het 5 vloeistowwe gevat wat verskillende digthede het en het in 'n pragtige reënboog in 'n bottel geskep. Die reënboog is 'n herinnering aan een van die gewildste stories in die Bybel. Die storie eindig met 'n reënboog, 'n belofte van God dat hy nooit weer die aarde sal oorstroom nie. Daardie verhaal begin met 'n man genaamd Noag, wat self 'n eksperiment in geloof gehad het. Kom ons luister saam. Kom ons lees saam uit Genesis 6. Hier volg die verhaal van Noag. Noag was 'n regverdige man. Onder sy tydgenote was hy onberispelik en hy het naby God geleef. Noag het 3 seuns gehad. Die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld. Hy het die aarde gesien. Dit was korrup. Elke mens op aarde se lewe was verrot. Toe sê God vir Noag: "Ek het besluit om 'n einde te maak aan alle mense, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goferhout. Jy moet vertrekke in die ark maak en dit binne en buite met pik dig maak. Jy moet dit soos volg maak. Die lengte van die ark moet 135 meter wees. Sy breedte 22,5 meter en sy hoogte 13,5 meter. Jy moet 'n dak vir die ark maak en sy nok moet jy 45 cm hoog maak. Verder moet jy 'n deur aan die kant van die ark insit en 'n onderste, middelste en boonste verdieping maak. Ek gaan 'n oorstroming oor die aarde laat kom om alles wat daarop lewe te verdelg. Elke lewende ding onder die hemel, alles wat op aarde is, sal omkom. Maar met jou wil ek 'n verbond sluit. Jy moet in die ark ingaan. Jy en jou seuns en jou vrou en jou skoondogters. Van al wat leef, van al die diere, moet jy 2 van elk, manlik en vroulik, in die ark laat ingaan om saam met jou aan die lewe te bly. Van elke soort voël en dier, ook die wat kruip,
Van almal sal daar 2 na jou toe kom om aan die lewe te bly. Jy moet vir jou kos saamvat, van alles wat geëet kan word, en dit by jou wegpak. Dit sal jou en die diere se kos wees. Noag het alles gedoen, presies soos God hom beveel het. Die wêreld wat God gemaak het teen hom gerebelleer. Die mense was so sondig dat God spyt gevoel het dat hy ooit mense gemaak het. Daar was onder hierdie mense een man met die naam Noag. Noag was 'n goeie man wat die Here lief gehad het. God het besluit dat hy Noag en sy familie sal red om weer oor te begin. God het toe vir Noag gevra om iets te doen wat baie geloof gevat het. Hy het Noag gevra om jare van sy lewe op te gee om 'n ark te bou, 'n reuse boot, wat sy familie en ten minste 2 van elke soort dier sou kon vat. Dit het baie geloof van Noag gevat om so 'n groot boot te bou, want hy het nog nooit eers so 'n boot gesien nie, en daar was nie 'n teken van 'n vloed in die lug nie. Net soos 'n wetenskaplike het Noag 'n hipotese gemaak. Hy het geglo dat as hy die ark sou bou, God reën sou stuur. Hy het ook geglo dat God sy familie sal red. Noag se geloof is beloon. God het hom en sy familie gered. God gee toe ook vir hulle 'n wonderlike teken om te onthou hoe getrou hy teenoor die wat hom liefhet is. Hy gee toe vir hulle 'n reënboog. Dis darm baie spesiaal, nee? Die meeste wetenskap-eksperimente neem nie baie lank om te doen nie. Maar die eksperiment wat ons gedoen het sommer net 'n paar minute geneem. So sal die ander in hierdie reeks ook net minute neem. Maar Noag se hele lewe was 'n eksperiment in geloof. Noag het getrou gebly aan God oor die jare en die jare, toe die res van die wêreld in sonde verlore gegaan het. Noag het 'n groot deel van sy lewe toegewy aan die bou van hierdie boot, om hom te red van iets wat nog nooit voorheen gebeur het nie. Noag moes ongelooflike geloof hê om hierdie dinge te doen. En dit maak Noag een van die groot helde van die Bybel. God nooi ons om geloof soos Noag te hê. Ons kan sy leierskap vertrou en hom gehoorsaam, ongeag wat dit kos, en maak nie saak hoe lank dit vat nie. God vra ons nie altyd om jare op te gee soos hy Noag gevra het nie, maar elke dag vra God ons om te doen wat hy van ons vra. Is jy gereed om 'n stap in geloof te neem en om God te vertrou? Kyk na die reënboog en onthou die storie van Noag. God sal ook in jou lewe getrou bly. Naby my, Allerhoogste God, U beskerm my. Naby my, Allerhoogste God, U beskerm my. Dankie Jesus dat U super lief is vir elke kind. Dankie Jesus dat ons U kan volg. Dankie dat ons uit U woord uit kan leer hoe om dit te doen. En dat U woord ons wys dat ons in U voetstappe kan volg oral waar ons gaan, elke dag by die skool,
by die huis en waar ons ook al mag beweeg. Help ons om dit te doen. In Jesus naam. Amen.